kom ons bid, let's pray. Vader, baie dankie dat ons as familie saam kan wees op hierdie oggend. Dankie dat U teenwoordig is. Here, alles gaan hier oor U. Vader, help ons dat ons ingestel is, dat ons harte en ons gedagtes gefestig wees op U woord, so that we focused on Your word and what You want to say to us this morning. Bless us in this morning, keep Your hand over everyone here, and let me, when I say something, be Your words, not my own, Father, and let You get all the glory and the honor in this place. Dat U al die lof en die eer ontvang vir hierdie byeenkoms wat ons by mekaar is in Jesus naam. Amen. Jy weet, ek het 'n ruk terug gepraat oor die apokriewe boeke en ek is nou besig om 'n studie te maak oor Jakobus. En dis net interessant dat Jakobus is geskryf op 'n sekere manier. Jakobus is geskryf om vir jou te sê hoe jy moet lewe, how you should live. Then it talks about the sins that God hates. And then it goes to Revelation, dit kom by Openbaring wat God sê, wie gaan hemel toe en wie gaan nie hemel toe nie. Nou dis interessant, onthou ek het terug vir julle gesê oor die apokriewe boeke, en toe dog ek, weet jy wat, ek wil iets gaan kyk, ek wil die Bybel vat, Jakobus vat, spesifiek met wat ek nou besig is, that I'm busy with, and that's where Trevor is open now. That's a book of, say that word, apocrypha books, and then, he's got it open there. I've got the Bible open here. But it's the same guy that wrote the stuff. And it's just interesting, which I want to do is, I want to lay a comparison. Ek wil 'n vergelyking maak oor die twee. En dan wil ek julle opinie vra. Maar terwyl julle luister om te sien waar die verskille is in wat ek gaan lees. Okay. Listen to tell me where the differences are that you can pick up in the two books. Now I want to explain something to you. The book I'm handling there is what they call die Dage. Dis die Dage. Dit is 'n klomp nou, the book you're looking at in there. Dis 'n klomp briewe, maar wat mense nie verstaan nie is, in 1875 in Berameer het hulle 'n graf ontdek, is in Konstantinopel. Dis een van die plekke waar Paulus getoer het. Het hulle 'n graf, they found a grave, a massive grave. En toe gaan hulle in die graf in die graf in kry hulle 'n hele biblioteek. Die graf was toe nie 'n graf vir lyke nie. Dit was 'n biblioteek wat binne in 'n graf gebou was. Nou die groot rede is hierdie. In die ou tyd, die grafte van Christene was heilig. Die Egiptenare en ander lande het nie daarin gegaan nie, mag nie daarin gegaan het volgens die reëls nie. So obviously, hoekom dink jy het hulle die biblioteek daar gemaak? Want hulle gaan nie daarin nie. Maar 1875 in Konstantinopel ontdek hulle hierdie graf, gaan in, kry die hele biblioteek, they find the whole library there. And interesting, they found these books, these letters, which they called the Dagi, die Dagi. En in die Dagi kry hulle boeke soos wat Jakobus geskryf het, wat Paulus geskryf het en so aan. Maar interessant, in die Dagi, die briewe wat hulle kry hulle ook foto's in die briewe. Wat deel is van die briewe. Dit was nie apart nie, soos hulle die briewe gekry het, was dit deel van die geskrifte. So dis op een blad, een papyrus gewees. En toe kom hulle agter, maar dis kerke wat bestaan het in die jaar 100 tot 150 na Christus. So hulle het gesê, hierdie briewe kom uit 100 na 150 na Christus. Okay, onthou dit in gedagte, dis net bietjie agtergrond, okay. Nou kom die dele waar julle mooi moet luister. Want nou gaan ek 2 dele lees. Maar is ook die boodskap vir vandag. Want al 2 hierdie dele sê, hierdie mense sal nie hemel toe gaan nie. Nou jy moet mooi luister. Want onthou ek het altyd gesê, daar is nie 'n verskil tussen groot en klein sonde nie. Ons as mens sien dit. As ek jou 'n moordenaar wys en ek wys jou 'n ou wat vloek, dan is daar nie, ons sien, wow, hy's 'n moordenaar. Okay, luister gou. Dan sê hy so, doen afstand van alle veiligheid en oorvloed en beheer jou tong. As iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is en nie sy tong in toom kan hou nie, maar sy hart mislei, die godsdienst van hierdie man is te vergeefs.
Dit beteken jou godsdienst beteken absoluut niks. OK. Nou wil ek na 'n ander ou toe gaan. Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. Is ons nog onder die wette of nie? Hoekom nie? Want Jesus het die wet geword. Jesus became the law. And the law says two things, only two things. Jy moet God lief hê met jou hele hart en jou naaste soos jouself. OK. Right, luister gou. Ek gaan bietjie rondspring in hom, want ek wil jou iets bewys gou-gou. En die werking van die vlees is openbaar, naamlik, right. Vergeet die Bybel, en as ek een sê erg of nie. OK, dis die twee woorde wat jy gebruik, erg of nie. OK, right, kom ons gaan. Oorspel. Jy moet vinnig antwoord, want ek moet deur dit gaan. Hoerery. Right. Moord. OK. Brassery. Wanneer jy te veel eet, jy oorvreet jouself. Okay, hier begin julle stiller raak, nee, niemand sê erg of nie. Okay. Kom ons gaan verder. Onreinheid. Ongebondenheid. Kyk, kom ons kom 'n bietjie nader aan die voorstoep. Vyandskap. Twis om te stry. Toornigheid. As jy kwaad raak. Jy sien jy raak bietjie stiller, want ons is gekondisioneer, 'n moordenaar is hierdie hierarchy of sinners. Maar nou kom Paulus en hy skryf bietjie aan die Galasiërs en aan ons die volgende goed. Hy sê so, afguns. Jy laat nie son skyn oor iemand anders nie, jy beskinder hulle omdat jy jaloers is op hulle. Weet jy wanneer praat mense van jou, when do people talk about you? First of all, when you're important. Weet jy een ding, mense praat van jou as jy belangrik is, okay. So moenie worry nie, as hulle skinder van jou agter jou rug, jy's belangrik genoeg en hulle is so bored met hulle self that they discuss you. Amen. People just like to talk behind people's back to make themselves look better, but they actually make themselves look stupid. Because all you're showing is jealousy. Jy's jaloers op daai persoon. Right. Dronkenskap. En al die dergelike dinge. Luister mooi wat sê die volgende vers. Nou het ek alles about hanteer wat Paulus aan Galasië geskryf het. Maar ek dink hy skryf dit aan ons ook. Ons moet mooi luister, want ons wil die Bybel lees en ons wil dit inpas by daai tyd, daai plek, daai mense. Hy praat nou nog met ons. Sê my gou, wie van julle wip julle? Elke dag partykeer. Wie van julle, kom ons vergeet wat jy sê, want daai stuk wat ek nou gaan lees daar, en hier gelees het nou vir julle, wie nie sy mond en toon kan hou nie. OK, ek sê dit maar net, ek hoef nie verder te praat daaroor nie. Maar ja, jy moet jou tong beheer. Shut up. Ek het altyd gesê, en ek moet ook hierdie les leer, jy het 2 ore en 1 mond, hou jou bek. Ek praat nie so mooi soos ander pastore nie, as julle daai pastore soek, daar is baie, regtig. Ek weet nie hoe om dit te doen nie, en ek gaan ook nie verander nie, vir niemand nie. If God chose me this way, He wants me to talk this way, so I'm going to talk this way. Jy moet jou mond leer hou, jy het 2 ore, gebruik dit soos dit geskape is. Luister 2 keer meer as wat jy wil praat, maar die probleem met die mens is, ons wil te veel praat. Want jy wil jou punt bewys, jy wil bewys jy's reg, jy wil op die troon sit. Jy sien ons laasweek gepraat oor wat het Jesus gedoen voor Nikodemus? Stil gebly. Daar's tye wat jy jou groot mond moet hou. En ek praat nie met enigiemand nie, ek praat met myself. Want ek kry myself dat ek elke nou en dan goed sê, wat ek eintlik maar net moes gelos het. Iemand het eendag vir my gesê, as jy weet jy kan beklei, hoef jy niemand te bewys jy kan dit doen. You don't have to prove yourself to anybody. As jy weet jy's reg, hoekom moet jy met dwaase stry? Shut up.
Laat hy homself stupid laat klink. OK, so ons het nou deur die lys gegaan, hè. En ons het nou gepraat oor wel goed en kleiner goed en alles, maar dan kom Paulus en hy skryf hierdie amazing versie. Hy skryf dit: Maar die wat aan Christus behoort het die vlees en sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. En die wat hierdie doen wat ek nou genoem het, hy sê nie die ou wat te veel eet of die moordenaar nie. Hy sê almal wat hierdie goed doen, sal nie die ewige lewe beerwe nie. So wat sê hy? Jy sal nie hemel toe gaan. Dis nie ek nie. Don't crucify the messenger. Go to God. As jy het reg kry om hom te kruisig, good luck with that one. Ek wil sien hoe wen jy daai fight. Right, nou kom ons by boeke wat hulle gesê het nie in die Bybel moet wees nie. Nou moet ek eers kyk waar was, moet ek dit so baie gesê. Okay, alright. Ek gaan die hele ding lees wat hy skryf. Nou onthou, hierdie goed is ontdek in 'n graf wat eintlik 'n biblioteek was waar hulle Christelike boeke en goed weggesteek het, wat bewys is dit kom uit 100 tot 150 na Christus. So it comes out of the era of 100 to 150 after Christ. Nou dis wat hierdie ou skryf. Nou onthou wat ek daar gesê het. Hy begin dit baie mooier as Paulus. Ek weet nie wie die boek geskryf nie. Hulle sê hulle vermoed dis 'n ou met die naam Leon. Niemand weet wie Leon is nie. Okay? So hy begin dit baie mooier. Hy sê die volgende ding. Die pad na die dood lyk so. Dis 'n amazing way om dis soos om 'n kar vol lyke langs die highway te sit en sê kyk, dat jy's volgende as jy so werk kry. Jy gaan die boodskap kry. Nou kom hierdie ou en hy skryf die pad na die dood lyk so. Dit is veral alles wat sleg is. 'n Pad wat heeltemal deur God vervloek word. Dit is die pad van moord, egbreek, slegte begeertes, prostitusie, diefstal, afgodsdiens, towery, meng van toormiddels, roof, valse getuienis, skynheiligheid, onbetroubaarheid, bedrog, verwaandheid, slegheid, hardkoppigheid, gierigheid, vuil praatjies, jaloesie, arrogansie, hoogmoed en geen respek vir God nie. En hierdie mense sal nie die hemel sien nie. These people will not see heaven. Alright. En hy sê dit eintlik baie duidelik, as die ander boek. Sê my gou waar het julle die verskille gesien? Vertel my gou 'n verskil wat jy opgetel het in die twee. Was daar iets? Maak sy baie gekend net vertel nie. Van my is almal dieselfde. Dis dieselfde wat Daar is 'n meer verskil. duideliker. Jy is presies In my reg kant. aan die Mariaan. Ja. Hy sê dit baie meer. Hy trap Verstaanbaar. bietjie nader Ja. aan die voorstoep. En dit is hoekom ek sê, dis interessant vir my hoe ons al die jare gekondisioneer was om hierdie boeke te vermy. Maar ek begin nou agterkom hoekom ons dit moet vermy. Want dit is bietjie meer harder, Ja, dit hy trap seerder Ja. as wat die Bybel trap. En dit kleur goed in wat ons nooit geweet het nie. Maar kom ons kom terug na die boodskap toe. Al twee sê dit nou, so ons stem saam, daar's nie 'n verskil nie. Die twee ouens, wie ook al die tweede een was in hierdie boek, en niemand weet nie. Hulle vermoed is 'n ou met die naam Leon, soos ek gesê het. Maar ons as mens, we as man and a woman, as ek sê man in die Bybel, dan praat hulle van man en vrou, hoor. Jy kry die feministe wat vandag sê, maar God het nie met my gepraat nie, hy sê man. Nee, hy praat met jou ook. Jy moet net luister. So, ons as mense het gekom en ons wil die Bybel, en dis die deel waar ons God speel. Ek weet ek's baie keer skuldig gewees daaraan. Dis waar ons God speel. Ons wil besluit wat is goed, wat is sleg. Ons wil besluit wat is aanvaarbaar en onaanvaarbaar. En sê my gou ietsie, as jy dit besluit, en jy word die een wat kan kies tussen die twee, wat 'n posisie het jy jouself ingesit nou? Waar is die plek vir God dan? Where's the place for God? Want weet jy wat, ons kan besluit, hierdie persoon, as hy dit verkeerd gedoen het, is sleg. Maar dan hanteer ons 'n ou wat ander goed gedoen het, hanteer ons goed.
So ons is, daar sê, jy sit jouself op daai troon, waar jy dink jy is God. Jy's nie so groot nie, jy's nie so amazing nie. Daar's net een wat dit is en hulle noem hom God. He only had one son that died on the cross, his name is Jesus Christ. He has the ultimate right to everything and the say over everything. Nie ons nie. Dit doen ons baie. Dit doen ons baie, net Tannie. Ja, Jy sien, ons dink ons is okay, as ons hierdie ou kan sleg behandel, en net daarna hierdie ou goed behandel. Nee, jy's 'n twee gesig. Jy skyn heilig. Ek sê dit nie, ons het dit nou gelees. Nou vra ek die vraag, waar is ons maatstaf? As hulle sê, ons voorbeeld is om Jesus te volg, want ek glo almal hierso, ken Jesus, het Jesus aangeneem. You were baptized, you've done the part. So alles is gedoen. Ons het die tickets gekry om deel van sy familie te wees. We got the right to say, Jesus Christ is my brother. My dad is the king, but we still live like slaves. Why? Want ons sê, Jesus maak die stelling en sê, Jesus made the statement, Trevor, and he said, be holy for I am holy. He actually said, follow my example. Okay, kom ons volg gou Jesus se voorbeeld. Want baie keer as dinge in ons lewe verkeerd gaan, ek weet ek het dit baie gedoen. Ek traai hard nou daaraan werk om dit nie weer te doen, dat mense my beïnvloed met my walk met die Here nie. So, Jesus, eerstens, is gebore uit 'n vrou wat almal gedink het 'n hoer is. Is ek reg? Ja. Wat dink julle het hulle van Maria gedink toe sy sê die Heilige Gees het my swanger gemaak en sy was nie naby Josef nie. Sy het weggegaan, wat het erger gemaak het is, sy gaan weg en kom pregnant terug. Wat dink julle het gebeur? Okay, wat dink jy gaan gebeur so net as jy Joburg toe gaan en jy kom terug en sê vir hom nee, ek is pregnant met jou kind. Dink jy gaan sê, ag so net, weet jy wat, ek is so bly. Nee, weet jy wat gaan in sy kop aangaan? Ek wil julle terugvat na Maria toe. Weet jy wat het gebeur toe sy terugkom van Martha af? ja, want Josef het. Ja, jy het weer lekker gaan hoereer. Wie's die ou? Even Josef het gedog sy het rondgeneem. Dink jy dit was maklik vir haar? Dis die begin van Jesus se lewe, hoor. Wat noem hulle vandag? Ek gaan die woord sê, sorry, ek vloek nie, maar ek gaan die woord sê. Wat noem hulle vandag 'n kind wat nie 'n ma, wat nie 'n pa of 'n ma het nie? 'n bastard. Wat dink jy het hulle Jesus genoem? Hoe dink jy het Jesus groot geword? Dink jy hy het deur die lewe gaan en niemand het hom gekritiseer en gespot nie? Think again. Want jy moet realisties dink oor hierdie goed. Die Bybel is nie geskryf dat jy soos 'n robot net lees en dop wees nie. Die Bybel is geskryf dat jy moet dink, wat kon gebeur het met hom? Ek dink Jesus was gespot. Ek meen hulle moan oor boelie. Ek dink Jesus was flippend heeltyd geboelie. Ek meen daar's 'n boek in hierdie ding waar Jesus oor 'n seun wat hom die heeltyd geboelie het uitgespreek het en die seun het dood neergeval, toe haat almal sy familie. Toe gaan Jesus en hy sit sy hand op die kind en die kind word gesond. Ek meen daar's baie stories, as ons nou net kan sê daai deel is presies soos die Bybel, hoekom kan ons nie die stories glo oor hoe Jesus groot geword het nie? Maar vergeet dit. Jesus word groot en ek is vas oortuig, hy was gespot, hy was sleg gesê, hy was geboelie geweest, hy word nog groter. Sy ma en sy pa mou met hom omdat hy by die regte plek is en hulle mou met hom omdat hy nie by hulle is nie. Hy is by die tempel besig om mense te leer. Hulle sê hom, wat soek jy hier? Onthou jy nie wat God gesê het van jou seun nie? Het jy al baie keer die regte ding gedoen en dan word jy beskuldig van die verkeerde goed? Ja. Jesus word nog groter. Ons onthou, ons moet Jesus se voorbeeld volg, né? So as jy gespot word en jy word sleg gesê en vals beskuldig, welcome to his club. Welcome to his family. Jesus word nog groter, hy het sy beste chommies om hom. Ek kan nie deur alles gaan oor Jesus se lewe nie, dit gaan aanvat. Maar hy het sy beste chommies om. Toe die pop oor die fan strike, waar is sy chommies?
Een sê ek ken hom nie, die ander hardloop weg. Waar is al die groot monde nou? Jy moet toch verraai. Een verraai hom, een van die ouens wat elke dag 3 jaar lank saam met hom loop, gaan verkoop hom vir 30 stukke silwer. Weet jy wat doen chommies? Guys, you youngsters, listen to me. This is a lesson to be learned. You know where your buddies are when the popo eats the fan, when the nonsense eats the fan? They run away, they're cowards. Dit het met Jesus gebeur. So that's why the Bible says, be careful who your friends are. They're either going to drag you down or lift you up. And if you allow friends around you that drag you down, God is going to keep you accountable. But it was your choice. Remember, I'm telling you this because I made a lot of dumb decisions. I had bad buddies. My buddies were bikers. They did everything to the extreme wrong. Then God came over my life and He gave me a better way. Do I still make dumb decisions? Yeah, but I know about them now. They're not overshadowed by the noise of all my buddies that made a noise while they're drunk. So, Jesus se beste chommies, hardloop weg. Het dit al met jou gebeur? Dat jy verraai is deur mense wat die naaste aan jou is? Huh? Ja. Sê my gou, wie behandel mekaar die slegste? De grootste ne. Nee, ek wil nog nader aan die huis kom, en wil die ooms reg. Ooms reg. Die duiwel het nie meer 'n job nie, want ons Christene doen sy job vir hom. Ons doen dit vir hom. Maar ons luister preke en ons gaan kerk toe en ons hang saam met die regte mense rond. Maar as ons hierdie groot monde van ons oopmaak, nee, dan sien jy wat se vrugte dra jy. Then you see the fruit you bear. Dan net een ding, moenie hier sit en dink ek preek vir jou nie, ek preek vir my. As dit aan jou vat, maak die tekkie vas, want God praat dan met jou op. Nou die vraag is weer eens, hoeveel keer die mense wat mekaar die seerste maak, is mense in hulle verhoudings. Weet jy, hoekom doen jy dit? Can I tell you why we do it? With the person closest to us. Because you think you've got the right to do it. You have no rights. Jy het geen reg nie. The only right you have is to say God is God and He's on the throne and I'm going to satisfy Him with what I do. Maar kom ons bewys 2 sondes wat in daai 2 stukke is en ek wil klaarmaak hiermee, want ek dink die boodskap is oorgedra. Ek dink julle het die boodskap gekry. Maar ek gaan hom weer herhaal aan die einde. So hy kom. Hoekom herhaal 'n pastoor goed? Want die pastoor doen dit nog nie reg nie. En julle ook nie. Right, nou, die eerste ding is ons praat te gou. Hoekom? Sê julle my. Hier's waar ek nou soos Jesus voor Nikodemus stil bly. Sê julle my, hoekom voel ons in elke situasie wat ons bietjie warm onder die agterend maak? Moet ons nou praat? Jy wil iets Want dit bewys. leef jou hart. Sê Laura? Jy wil iets bewys. Okay. Dit leef jou hart van jy Okay, nog, kom, ek soek antwoorde. Want jy dink jy wat jy gaan sê nie. Okay, goeie ene. We talk too soon and then we regret. Exactly. And that's normally what happens. Weet jy wat is ons probleem? En dis hoe die duiwel ons het. Luister mooi hoe het die duiwel Christene. How the devil has Christians. He's got you in his back pocket and he's got me in his back pocket. As hy jou kan kry, kom ons gaan gou. Toornig te word. Of trots, of hoogmoed, of naaiwer in jou in kan kry. Onmiddellik het hy jou om te dink. Die sonde kom nie wanneer jy dink nie. Die sonde kom wanneer jy jou groot bek oopmaak en goed sê. Weet jy hoekom praat mense? Presies wat julle almal nou gesê het, nie die pastoor nie. So as julle kwaad raak nou vir iemand, raak kwaad vir Tannie Mariaan, raak kwaad vir Willie, raak kwaad vir Laura, raak kwaad vir JJ en raak kwaad vir die Engelsman. Ja, as die duiwel Get angry with them, want die pastoor het dit nie nou gesê nie. Weet jy hoekom doen ons dit? Want ons is trots. Iemand het aan jou geraak en jy moet nou jou punt bewys om jouself reg te bewys. Al is jy verkeerd, jy sal aanhou. Jy sien, Jesus het ons 'n les kom leer en ons sê Jesus moet ons volg. Jesus het tot die dood gehoorsaam gewees aan God.
Weet jy wat se dood praat God van vir jou om gehoorsaam te wees? Daai trots wat ons het. En elke een van ons het 'n mate van trots, pride in ourselves. There's something like good pride and there's something like bad pride. Jy moet die verskil ken. You need to know the differences. Good pride is something that acknowledges God and is in line with God. Slegte trots is daai waar jy jouself op die troon wil sit, waar jy jouself reg wil bewys. There's a big difference between the two. En jy moet een ding verstaan, die Bybel sê uitdruklik, die man wat nie sy tong in toom kan hou nie, die man wat nie kan dink voordat hy praat nie, of vrou wat nie dink voor hulle praat nie. Wat het meeste van jou gehad? What did I say in court? Frans, wat sê hulle in die hof en as 'n prokureur jou ondervra, hoe antwoord jy hom? Hoe moet jy hom antwoord? You answer the question. Just a question, nee. Nothing else. Ek het meeste van die tyd, ek het prokureurs afgetiek in die hof. Want hy sal my 'n vraag vra, dan sê ek ja. Dan wag hy vir my om te elaborate. Ek gaan nie, ek het die vraag geantwoord. Dan vra hy my nog 'n vraag, dan sê ek nee. Ek het hulle net so geantwoord. Hoekom? Want iemand het my baie lank, B.I. Smith, my kolonel het my hierdie geleer. Peer, as jy in die hof is, hy het gesit in hierdie kursus met ons gedoen oor hoe jy hof moet praat. Hy sê, as jy in die hof is, jou antwoorde is so kort as moontlik, so min as moontlik. Sê my gou, wat sê dit? Waar kom dit vandaan? Is dit B.I. wat dit uitgedink het, of kan julle dink dit kom van ergens anders af? Waar dink julle kom dit vandaan? Dit staan daar binne. Duisende kere Seker staan van die dit. duiwel, seker maar, dit die duiwel. Nee, dit staan daar binne, so min as moontlik te praat. Wat doen ons? Hoekom word ons gate gegrou in ons lewe? Die ding. Ek wil nie eers sê werk 2 keer meer as hoeveel ore jy het nie. Hierdie ding werk 200 keer meer. Want ons voel belangrik as ons ietsie sê. Jy weet wat, Jesus se voorbeeld was dit. Daar's tye wat jy net jou groot mond moet hou. Ja. Ek gaan afsluit met hierdie. Sê my gou ietsie. Wat sê die Bybel? Nie die pastoor nie. Wat sê die Bybel? Wie wen die fight? Enige fight wat jy is. Wie wen daai fight? Jy kan wegloop sonder iets te doen. Nee, dis jou optrede, maar op die einde sê dit God. Ja. Die Here sê uitdruklik, bly stil en laat die oordeel aan my oor. Ek sal die fight vir jou fight. Ek sal vir jou wen. Wat doen ons? Ek is op die troon. Ek gaan hierdie argument wen. Ek gaan bewys ek is reg. Want dit maak my beter voel oor myself en dit maak my belangrik voel. Ek weet is nie julle nie, ek weet ek skuldig daaraan. Hoekom dink jy praat Paulus so baie oor? Hy sê, jou tong, ek ken nie bote nie. Ek weet niks van skepe af. Maar ek imagine, kan iemand my sê, hoe groot, sê maar hierdie groot goed wat die mense opgaan. Hoe groot is daai skip se roer? Die roer is mos daai ding wat hulle die ombeheer. Hoe groot, how big is the rudder of a ship? If you have to imagine, meters. Dis ten minste so, hoe groot die boot is, maar soos 'n passasiersskip, hulle is omtrent so 6 na 8 meter. Ok, interessante vraag. Hoe groot is die skip? Verstaan julle hoekom Paulus sê, jou tong is soos die roer van 'n skip. Wat sê hy vir jou? Daai skip is jou hele lewe. Jou tong stuur hom in hy rigtinge. Hoekom is ek meeste van die tyd in die moeilikheid by Jolanda? Want ek sê goed te gou. Ek praat te vinnig in plaas van shut up.
Ja, nou sit almal hier en dink, ja, jy moenie. Jy ook nie, blikskottel. Ek sê dit vir 'n rede, dat jy net groot genoeg moet wees om te smile en te sê, ek weet jy praat met my. Want 'n glimlag in 'n preek is gewoonlik erkenning van skuld. Ja. Maar die hoogheilige sit en dink, hoop jy luister. Hoop jy luister, want my spieël by die huis werk nie. Ek kyk nooit in hom nie, want ek is perfek. Paulus sê dit vir jou. Dis kom ek 'n analogy gebruik en that's why I use the analogy of a boat. I don't know anything about a boat, but like Frans says, 6 to 8 meters big. And that boat is sometimes 300 meters long, as ek reg. So dingetjie, bestuur 'n dingetjie wat tot by daai verder as daai bome gaan. Ja. Verstaan jy nou hoekom Paulus daai voorbeeld gebruik het? Want jou tong is die een wat jou meeste van die tyd in die moeilikheid bring. Wanneer dink jy gaan ons op 'n great plek wees? En wanneer ons doen wat sy voorbeeld ons gewys het. Weet jy wanneer gaan ons verhoudings beter wees? Wanneer ons 2 keer meer dink en luister as wat ons praat. Weet jy, ons doen dit ewen met God. Ons gaan met 'n probleem na God toe, dan wil ons hom vertel hoe om dit te doen. Jy moet stupid wees. Ek sukkel al hoe lank met die microwave, ek begin al dink ek soek iemand om hom reg te maak, want ek sukkel self met hom. Nou het my vrou vir my gesê, sy het al so gewik vir my, sy het 'n nuwe een gekoop. So die oplossing is daar, maar ek gaan nog steeds aan die ou een sukkel. My pa het my nie geleer om 'n ding weg te gooi nie, ek gaan nog steeds sukkel tot hy werk. Ja. So gaan ek ook sukkel met my mond, om te leer om hom te beheer, want die Bybel sê uitdruklik vir jou, controlling your mouth is your job, not God's. Om jou mond in toom te hou is jou werk. Nêrens sê dat jy mag nie iets sê nie. Nêrens sê dat jy mag nie betrokke raak nie, maar ons is op 'n plek waar ons dink ons moet die heeltyd iets sê. Ons moet die heeltyd 'n opinie oor alles hê. Ons moet die heeltyd bewys ek is reg. En weet jy wat doen God daarbo? Wat? Die Bybel sê uitdruklik jy gaan nie hemel toe nie. Dis nie ek nie, dis God. Ek wil nie, I don't want you to get to a place where you think, yeah, it's very hard to go to heaven. No, it's not. We just should practice obedience to God. Ons moet net gehoorsaam wees aan die Here. As jy dit verkeerd doen, work at it and fix it. Soos ek met die microwave, ek gaan sukkel tot ek hom reg kry. Ons met ons monde. Herinner jouself elke dag, weet jy wat, jy hoef nie altyd iets te sê nie. Partykeer moet jy net shut up. Laat die situasie, laat God sy werk doen. Ek meen, almal het gepraat oor die movie War Room. Wat het die ou vrou vir die jong dame geleer? Sy het nie van geleer, gaan huis toe en argumenteer met jou man en soek fights met jou man nie. Sy het al geleer, gaan in jou binnekamer, praat met God en God sal dit uitsort. Maar ons wil alles uitsort, want ek is mos op die troon. Daai eie ek, daar sê Tannie Marianne, daai eie ek. Ek moet belangrik wees, ek moet die middelpunt van alles wees, ek moet reg wees. Sê my, wat's belangriker, wat mense van jou dink of wat God van jou dink? Sê my gou, as jy baie kokkie is en jou mond laat hardloop onder mense, jy kry die stupid paras, ek het dit gehad, hoor. Die polisman wat gedink het, ek's baie oulik en ek's baie bright en ek is nou baie intelligent, met hom as jy drank wat praat, maar wat dink jy doen God in so 'n situasie? Ek dink God sit daar bo en hy skud sy kop en hy sê, maar dis nie wat ek van jou verwag nie. Hulle dink miskien jy's oulik, ek dink nie so nie. Ek dink God redeneer by homself, jy sê jy's my seun, jy sê jy's my dogter, maar dis hoe jy optree. Jy sien, ons wil sê 'n moordenaar is erg. Maar as ons monde hardloop, is dit oukei. Want sonde is net sonde wanneer iemand anders dit doen. As ek dit doen, is dit nie meer so erg. Ek het die reg om my te wip. Ek het die reg om kwaad te raak. Ek het die reg om te sê wat ek wil. Want ek is mos 'n goeie gawe Christen. Regheid op pad hel toe.
Sorry, die nou wys dit vir ons so duidelik hoe verkeerd is ons man. Ja. Ons is so verkeerd, maar die lekker ding, weet dan nie wat is die lekker ding van daai hele Bybel, alles wat daar staan in daai 2 boeke. Ons het 'n Pa wat nooit ons weggooi nie. Nooit nie. Weet jy wat doen mense? Ek het dit al 1000 keer gesê en ek gaan dit aanhou sê. Wat doen mense? Hulle het mos die reg om jou nou te ignoreer en kwaad te wees en alles. Weet ek doen dit ook skuldig dan. So ek preek vir myself. Wat sê God? Maar die lekker ding van God is, as jy berou het en jy kom na God toe terug, if you come back to God, weet jy wat doen God? Lukas 15. Hy staan met oop arms en hy smile en hy sê, JJ, ek het gewag vir jou om terug te kom. Hoeveel keer kan jy na God toe teruggaan met die foute wat jy maak? Daar's 'n limit. Daar is regtig 'n limit. Hoeveel keer kan jy na God toe gaan met die foute wat jy elke dag maak? In die Bybel praat van 7 Dis vergifnis onder mense. Maar okay, ek gaan nie verder aangaan nie, want dan gaan ek Frans opneem want Frans was reg. Hy het dit vinnig geantwoord. Daar is nie 'n limit nie. Daar's nie 'n beperking by God nie, man. God sê, weet jy wat, as jy jou sondes erken, hy vergewe jou. Hy herstel jou as sy seun. Jy verloor nooit jou reg as kind van God, net omdat jy foute maak nie. Die enigste tyd wanneer jy jou reg as kind van God verloor, is as jy teen God heeltemal draai. As jy God nie meer wil ken nie, if you decide you don't want to believe in God, you don't want to be a child of God, he acknowledges and hy respekteer jou wense. God is a gentleman, hy los jou, hy gaan jou nie forceer nie. God kan sy vingers klap en hy kan almal van ons regryk, maar as hy dit doen en hy rig ons reg en ons word almal geseën, dink jy ons gaan God nog nodig hê? Nee. Dan gaan jy op die troon sit en nie meer God nie. Hoekom sukkel ons finansiëel? Sodat ons afhanklik kan wees van God. Hoekom gebeur dinge in ons lewe? Sodat ons afhanklik kan wees van God. Die vraag is net, hardloop jy na God toe of weg van God af? Ons sit almal hier glo ek. Everybody sitting here because you want a relationship with God. You've realized die lewe gaan nie meer oor geld en chommies en parties en al hierdie goed nie. Life is about pleasing God. As jy uitgaan vandag en dis die laaste deel wat ek nou sê. Pas op wat jy met die ding doen, want jy gaan geoordeel word volgens wat jy doen met hom. Paulus sê, hy is soos die roer van 'n skip. As hy draai die hele skip. As jy praat, stuur jy jou lewe in 'n rigting. Partykeer is dit moeilik om van daai rigting af terug te kom met mense, maar met God nie. We should start practicing and living as if we really are Christians. And that's what we're doing here. We want to get closer to the truth and closer to God. That's why we gather together. Kom ons bid. Let's pray. Lord, we want to thank you for the message this morning. Ons wil dankie sê dat U hierdie boodskap vir ons gestuur het. Dankie dat ek dit kon bedien, Vader. Ek hoop ek het U tevrede gestel en U is trots op wat ek gesê het, Vader. As U nie is nie, U kan met my praat en ek sal dit regstel. Here, maar wat ook al reg is, dat dit op goeie grond val, goeie harte en goeie gemoed en gedagtes sal val, dat ons nie net hoorders word nie. Paulus praat en Jakobus praat hy van, moenie net hoorders wees van die woord nie, maar salig is die wat daders word, wat dit doen wat hulle hoor. Let us do the word, not just hear it. Help ons dat ons monde in toom sal hou, dat ons beheer uitoefen daaroor. Father, that when we speak wisdom, we speak upbuilding, uplifting people. Here, gaan nou saam met ons hierdie dag, behoed en bewaar elkeen van ons, hou U hand oor ons en seën ons. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Amen.